Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Het iemand jou al so diep seer gemaak dat het voel asof die pyn jou hele lewe oorneem? Dikwels dra ons vanweë daardie pyn weke, maande of selfs jare lank 'n swaar las van wrok saam met ons. Dit voel dalk regverdig om kwaad te bly, maar eintlik hou daardie onvergewensgesindheid ons gevange. Vandag kyk ons na hoe ware vryheid lyk wanneer ons kies om te vergewe. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Efesiërs 4 vers 32 wat soos volg lees: Wees goedhartig en vol medelee teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Wanneer ons hierdie woorde van die apostel Paulus grammatikaal histories beskou, moet ons kyk na die wêreld waarin die vroeë Christene in Efese gelewe het. Hulle het as 'n baie klein minderheid in 'n reuse Romeinse stad gewoon. Hierdie Christene het uit totaal verskillende agtergronde gekom, Jode en nie-Jode, wat eeue lank mekaar gehaat en gewantrou het. Nou moes hulle skielik as een nuwe familie in Christus saamleef. Dit het onvermydelik tot wrywing, diep griewe en sosiale konflikte gelei. Paulus gebruik hier in die Griekse grondteks die woord charisomai vir vergewe. Dit kom van die woord vir genade. Dit beteken om onverdiende guns te bewys. In die antieke wêreld was dit 'n unieke konsep. Die kultuur van daardie tyd het wraak en die verdediging van jou eie eer as 'n deeg beskou. Maar Paulus draai hierdie konsep heeltemal om. Hy herinner hulle aan 'n historiese werklikheid. Jesus het reeds die hoogste prys aan die kruis betaal om hulle sondes te vergewe. Omdat God hulle eerste vrygespreek het, het hulle nou die krag om ditselfde te doen vir diegene wat hulle te nagekom het. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Vergifnis is nie 'n gevoel wat jy moet afwag nie, maar 'n wilsbesluit wat jou eie hart bevry. Die skrif wys reg deur die geskiedenis dat onvergewensgesindheid soos 'n bitter wortel is wat jou binneste vernietig. As jy weier om te vergewe, verander jy nie die persoon wat jou seer gemaak het nie, maar jy sluit jouself in 'n sel van bitterheid toe. Vergifnis beteken jy keer nie die verkeerde optrede goed nie. Dit beteken bloot dat jy die reg om wraak te neem in God se hande plaas. Sodoende sny jy die tou af wat jou in daardie ou pyn vasbind en stap jy self vry die toekoms in wat God vir jou beplan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U ken die diep letsels en die pyn wat mense ons aangedoen het. U weet hoe moeilik dit is om vry te spreek wanneer die onreg so groot voel. Maar Here, vandag kies ons gehoorsaamheid bo ons gevoelens. Ons bring die mense wat ons seer gemaak het voor U en ons vergewe hulle in die naam van Jesus. Ons los die las van bitterheid en wraak by U kruis. Vergewe ons waar ons self teenoor ander gefaal het. Vul ons harte nou met U diep vrede en genees ons emosies. Dankie dat U vergifnis ons waarlik vrymaak om voluit te leef. In Jesus naam, amen.